Nou, miskien is seker een van die belangrikste titels wat mense deesdae aan hulle self kan koppel, is om 'n Christen te wees. Maak nie saak of jy in 'n verhouding met die Here Jesus is en of jy niks van kerk en van verhouding en gemeenskap met God weet nie. As jy die Bybel lees en jy volg die Christelike rigting van godsdiens, dan wil baie mense hulle self hierdie etiket gee as Christen. Maar ek lees 'n baie interessante opmerking wat gemaak is. En die persoon sê, I'm not a Christian because I was raised to be one. Nor am I a Christian because I was smart enough to figure it out, good enough to find my way, or lucky enough to meet the right people. I'm a Christian because the grace of God found me when I wasn't even looking. I'm a Christian because of God's miraculous intervention in my life. Om 'n Christen te wees is om 'n uitspraak te hê van jou lewe wat God maak dat jy sy kind is en soos Christus 'n ander en 'n nuwe lewe het. Met dit in gedagte is daar al soveel gesê oor dat mens moet loskom uit jou verlede, en dis deel van Christendom, om 'n verlede te hê wat God verander het toe jou sondes en jou skuld vergewe het en jou 'n nuwe mens gemaak het. En daarom wil ek by die volgende paar geleenthede, soos die Here dan hierdie woord aan my bekend gemaak het, so 'n bietjie met jou praat oor vergifnis. En begin by die definisie, die Bybelse definisie van vergifnis, om vergewe te wees deur God vir die skuld wat daar vir jou sondes teen jou rekening opgestapel is, wat dit sou beteken en hoe dit sal uitwerk teenoor mense wat jou te nakom. Ek nooi jou vanmiddag om die woord van die Here oop te maak. Ons gaan saam lees in Psalm 132, net die eerste 6 verse, die eerste 5 verse. En ek wil jy moet aandag gee aan dit wat die psalmdigter hier in die eerste paar verse sê. Psalm 32 is 'n psalm van Dawid, 'n onderwyser. En hy sê, welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. 3 maal gelukkig is die mens wat se oortredinge vergewe is, se sonde bedek is, en die mens as die Here sy sonde nie aan hom toereken nie, en wat 'n skoon lewe het sonder bybedoelings of bedrog. Toe ek geswyg het, sê in vers 3, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed, Sela. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie.
Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sondes vergewe. Ons gaan weer hierby stil staan, maar ek wil hê jy moet kyk op die redevoering, dat om gelukkig te wees, sal wees dat jou sonde vergewe is, jou oortredinge bedek is, jou skuld nie toegereken is nie, jou gees bedrogloos is, omdat jy erken het dat jy vergifnis nodig het, jou sonde aan God bely het, en hy jou sonde vergeef het. Ek wil vandag stil staan by die definisie of definisies van vergifnis en dan net iets inleidends. Die menslike definisie van vergifnis is ek sal vergewe as ek vergeet het. Ek sal jou kwytskel as ek eers herstel het, of dalk as ek eers terugbetaling vir die daad teen my gekry het. Dis die mens se definisie, ek sal vergewe as ek vergeet het. Die Bybelse definisie of God se definisie is dat vergewe terwyl hy onthou het. So met ander woorde, om werklik te vergewe, en ek wil dit in die begin sê, is wanneer die duiwel, ons gaan nou bykom die rede hiervoor, wanneer die duiwel jou herinner aan die sonde wat teen jou gedoen is, dit nie die menslike definisie regverdig, dat jy sal vergewe het as jy vergeet het nie. Maar dat die Bybelse definisie is, ek vergewe terwyl ek onthou. So aan die ander woorde, as die duiwel jou herinner dat daar iets aan jou gedoen is dit ware vergifnis as jy dit een kant toe skuiwe en steeds daardie persoon vryspreek. God kan nooit vergewe as hy vergeet het nie. En met ander woorde, hy vergewe terwyl sy almag hom laat onthou van die misdaad. Maar dat sy genade die misdaad vergewe deur dit agter sy rug te gooi en dit in die diepte van die see te werp en dit te verwyder so ver as die ooste van die weste is en nooit weer aan jou sonde dink nie. En omdat God nie kan vergeef nie, kan hierdie definisie van vergifnis om vergewe as ek vergeet het nie waarde hou nie. Want God is almagtig en dit maak vergifnis so groot, dat wanneer die duiwel jou herinner aan dit wat aan jou gedoen is, jy steeds soos God sal vergewe. Om te vergewe beteken om 'n oortreding te verskoon. In die Bybel beteken vergewe, die Griekse woord wat met vergifnis vertaal word, letterlik om te laat vaar, soos wanneer iemand nie daarop aandring dat die skuld afbetaal hoef te word nie. Die Griekse woord vir vergifnis sê, om dit te laat vaar en nie vergelding of betaling te eis of te verwag nie. Ek gaan vandag net stilstaan by 3 woorde wat vir my die definisie gee van ware vergifnis. Die woorde vergewe of vergifnis in die Ou Testament van die Bybel is die vertaling van 3 Hebreëse woorde, naamlik kafar, nake en saletech. Kafar, nake en saletech. So ek wil vanmôre net by hierdie
3 betekenisse vinnig stilstaan. In die Hebreëus het die woord vir vergewe 'n algemene betekenis wat ook vertaal kan word as kwytskelding of verskoning. Losmaak, kwytskeld, jy skuld my dit nie, ek skuld jou nie 'n terugbetaal nie, jy skuld my nie, want ek verskoon die daad en ek hanteer dit sonder dat ek iets terugeis. In die Bybel word saleteg of dan salag dikwels gebruik om goddelike vergifnis aan die sondaar te beskryf. Dit impliseer 'n bewustelike besluit om vry te stel van die straf van die sonde of om 'n skuld te kanselleer. Baie nou verbind ook aan die woord tetelestai wat Jesus gesê het toe hy sterwe, dis volbring. Die skuld is betaal, dis gekanselleer en ek spreek jou vry. Geen woord in die oorspronklike taal wat vergifnis beskryf, kan dit beskryf buite 'n goddelike ingryping nie. Daar bestaan dus nie dat 'n mens kan vergewe nie. Ek gaan verduidelik. Die mens kan dus nooit vergewe nie, aangesien sy sondige natuur hom altyd aan die verlede sal herinner of dit terugroep ter vergelding. Dus net God wat 'n mens in staat kan stel binne sy goddelike karakter om werklik te kan vergewe. Dis slegs die persoon wie in Christus gesterf het en daardie posisie aktief beleef of uitleef wat kan vergewe. In menslike term is dit die reaksie van 'n persoon om op 'n opregte belydenis van 'n ander te reageer om hom te verskoon of hom kwyt te skel. Kom ons kyk na die volgende 2 teksverse wat ek dink dit gaan so bietjie beter verduidelik. In Jesaja 55 vers 7 lees ek, hy sê, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Hy moet sy weg verlaat, so as jy vergifnis wil hê, moet jy op om dit te doen. Jy moet jou tot God draai vir vergifnis by God, sodat mense jou kan vergewe, sodat God jou kan barmhartig wees, om in die hart van die mens te werk, om te reageer om jou kwyt te skel. Omdat God vergeef het, kan die mens ook vergeef. In Matteus 6 vers 12, lees ons in die modelgebed, dat Jesus leer, hy sê, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ek kan nie vergewe as ek nie eers vergifnis het nie. En ek kan vergewe omdat ek vergewe was. Het is belangrik om te verstaan dat vergifnis is voorwaardelik. Dis nie alleen ten opsigte van die stand van my eie hart wat nou skoon is nie, maar om te vergewe omdat ek vergewe was. En ek vergewe soos ek vergewe was. En die Bybelse begrip van vergifnis is, hy sê, ek dink nooit weer aan my sonde nie. Hy werp dit in die diepte van die see, hy verwyder so ver as die ooste van die weste is, en dit bestaan nie meer nie. Terwyl hy as God dit onthou. En daarom is het belangrik, dat het gaan nie net vergifnis oor die stand van my eie hart nie, maar om te vergewe omdat ek, en soos ek,
vergewe is. Kom ons kyk na die 3 verskillende Hebreëse woorde en hulle betekenisse en dan verduidelik ek so 'n bietjie verder. Die eerste woord wat ons al gesien het is die woord kafar. Nou in die Hebreëse woord kafar en ander afleidings van die woord kafar verskyn 154 keer in die Hebreëse Bybel. Die oorspronklike betekenis van hierdie woord is om te bedek, om te oordek of om oor te sprei. Dit herinner my aan 1 Johannes 2 vers 1 waar hy sê dat ons het 'n versoener, 'n verlosser, wat 'n versoening is vir ons sondes. Nou die woord versoening in die Nuwe Testamentiese Grieks is 'n deken, 'n laken, 'n bedekking, soos in die Ou Testament wat oor die ark gegooi is. Die woord hilasmos, die woord versoening, is om my sondes toe te maak met sy bloed. En hy deur die bloed na my kyk as vergewe. Iets wat toemaak dat dit nie meer bestaan nie. In Genesis 6 vers 14 word 'n voorbeeld gegee wat die oorspronklike betekenis baie noukeurig uitdruk en bekend maak. Beide die werkwoord en die selfstandige naamwoord van kafar word gebruik as hy sê, maak vir jou 'n ark van goferhout, kamers moet jy in die ark maak, en jy moet dit binne en buite met pik bestryk, kofar, toemaak. Dit moet toegemaak wees deur pik. 'n Ark van goferhout. Praat nou van die ark wat Noag moes gemaak het. En jy moet hom toemaak met pik en jy moet hom bedek. As 'n selfstandige naamwoord word kafar gebruik om 'n skuilplek ook aan te dui. Die selfstandige naamwoord wat hieruit gevorm word, wat ooreenstem met die moderne Arabiese kefar, word soms gebruik om 'n dorp as 'n skuilplek aan te dui. Die dorpe van waar hulle heen kon vlug, wat in die wette in Levitikus genoem is, die dorpe van versoening, die dorpe van skuiling, waar as jy sonde gedoen het, jy na daardie dorp kan vlug en jy daar beskerm sal word. Waar hy praat van byvoorbeeld Kafernaam, die dorpie van Naam, die versoeningsdorp, daar waar jy toegemaak en beskerm kan word. In ongeveer 80 gedeeltes van die 154 gevalle in die Hebreëse Ou Testament word kafar vertaal as om te versoen of om versoening te bring of te doen. Dit is interessant om te let dat die deksel van die ark wat gemaak word vir die tabernakel, die deksel, die versoendeksel is. Soos in Exodus 25 en Levitikus 16 beskryf word. Die selfstandige naamwoord Kafureth is van kafar afgelei. Op ander woorde, hierdie deksel van die ark, waarop die 2 gerub sou staan wat uit goud is, sou die plek wees, die troon van genade, wat die wet wat binne in die ark sou wees, sou toemaak, sodat die teenwoordigheid van God bo op hierdie ark die mense kon lei deur die wolk en deur die vuurkolom. Op 9 plekke in die Engelse Bybel word kafar vertaal as reinig. Psalm 79 vers 9 is 'n illustrasie hiervan. Hy sê, help ons, o God, van ons heil, om die eer van u naam, en verlos ons en versoen, kafar ons sondes, om u naam ontwil. Wanneer die woorde reiniging
as die vertaling van kafar gegee word, word dit voorgestel dat die versoening gedoen word en dit hou sterk verband met die reiniging van sondes. So aan die ander woord, hy sê daar, versoen ons sondes, reinig ons sondes, bedek ons sondes deur die offer wat gebring is. Dieselfde geld ook in hierdie paar gedeeltes waar kafar vertaal word met wees genadig, dit word afgestel, dit word gekalmeer of dit word vergewe. So dis die verskillende betekenisse waarin die woord kafar dan ook vertaal word. In die Bybel word kafar 3 keer gebruik om die idee van vergewe uit te druk. Hy sê, wees genadig, o Here, teenoor u volk Israel, wat u verlos het, soos uit Egipte uit, en laat geen onskuldige bloed op u volk Israel neerkom nie, en die bloed sal hulle vergewe word. Of deur die bloed sal hulle vergewe word, en die woord vergewe word is die woord kafar. Toe die eerste onskuldige bloed vergiet is, dis nou in Genesis 4, toe Kain vir Abel doodmaak, het God vir Kain gesê, jou broer se bloed roep van die aarde af na my. Want hierdie bloed is ontbloot, hierdie bloed is vergiet, en jy staan skuldig omdat jy die verkeerde bloed vergiet het. Letterlik word daar vir Israel gesê, in Exodus hoofstuk 12, die bloed sal vir julle 'n bedekking wees, kafar. En die manier van die bedekking is dat die bloed versoening, kafar sal bring. Die bloed sal bedek en die bedekking is die bloed wat versoening sal bring. In die Psalms vind ons die tweede gebruik van die woord kafar om die idee vergeef uit te druk. Hy sê, maar hy, vol medelee, het hulle ongeregtigheid vergewe, kafar, en hulle nie vernietig nie. Ja, dikwels het hy sy toorn aangewend en nie al sy grimmigheid opgewek nie. Die 78ste Psalm beskryf dus God se wonders teenoor Israel in beide Egipte en in die woestyn, dat God hulle nie verdelg het nie. Dat hy hulle vergewe het vir hulle rebellie, hulle opstand, hulle mismoedigheid, die feit dat hulle gekla, die feit dat hulle by Moses aangekla het en dat hulle God verwerp het en God eenkant toe geskuif het, hierdie Psalm bied dan die wonder wat God gehad het om hulle nie te vernietig nie, omdat hy vir hulle as bondsvolk gekies het en hy met hulle 'n pad wou loop. Daar word letterlik gesê dat God vanweë sy medelee hulle ongeregtigheid bedek het of versoening gedoen het vir hulle ongeregtigheid. Die derde gedeelte waar ons van vergewe as die vertaling van kafar vind, lees ons in die boek Jeremia. Hy sê, tog Here, u ken al hulle planne teen my om my dood te maak. Die volk wou Jeremia doodmaak. Hy sê, vergeef hulle nie, moet hulle nie hulle sondes bedek nie, hulle ongeregtigheid nie toemaak nie, en delg hulle sondes nie uit voor die aangesig, maar laat hulle voor die aangesig neergewerp word, doen so met hulle in die tyd van u toorn. Met ander woorde, Jeremia sê, moenie hulle sondes bedek nie, moenie hulle vergeef nie, moenie 'n bedekking of hulle vergifnis of moenie toemaak nie, want hulle is besig om die profeet se lewe in gedrang en in gevaar te stel. In hierdie vers spreek Jeremia teen diegene
wat planne teen hom het as God se gestuurde profeet. Letterlik sê hy vir God, U mag hulle ongeregtighede nie kafar, nie toemaak nie. Die intensiewe vorm van kafar word in hierdie gedeelte gebruik deur die gebruik van kafar wat Jeremia aandui dat hy God se versoenende bedekking van hulle sondes in gedagte het, dat God hulle nie sal vergewe vir wat hulle gedoen het nie. Die tweede woord waarby ons wil stilstaan wat vergifnis beskryf is die woord naga. Nou naga en sy afgeleide woorde verskyn ongeveer 650 keer in die Hebreëse Bybel. Die betekenis van hierdie werkwoord is eerstens om op te tel, dan om te dra en derdens om die las weg te neem. Ek dink nou maar in die Nuwe Testament in die Grieks sê Matteus 11 vers 28, my juk is sag en my las is lig. Ek tel die las wat jy het, tel ek op om dit saam met jou te dra. Dat hierdie las nie vir jou te groot en te swaar sal wees nie. So aan die ander woorde, die woord naga beteken om op te tel, om te dra of om die las weg te neem. Die drie basiese idees van die woord naga word geïllustreer deur die volgende klompie verse. In Deuteronomium 32 vers 40 sê hy, want ek hef naga my hande na die hemel op en sê, ek leef vir ewig. So hierdie ophef of die optel van hande is die woord naga, wat dan die las van sonde verlig. Genesis 46 vers 5 sê, toe het Jakob opgestaan van Berseba, en die seuns van Israel het Jakob, hulle vader, hulle kinders en hulle vroue op die waans gedra, naga, wat Farao gestuur het om hulle te vervoer. Die gedagte van om op te tel of om die las te verlig. Amos 4 vers 2. Die Here God het by sy heiligheid gesweer dat daar daaroor julle sal kom, dat hy julle met hoeke sal wegneem, die woord nafeh, en julle nageslag met vishoeke. Hy gaan julle uit die land uit optel en hy gaan dit wegdra en die las wat op die land was as gevolg van julle sondes, gaan ek verlig. Het is interessant om te let dat naga een van die Hebreëse woorde is wat gebruik is om aanvaarding ook voor te stel. In die geval lees ons 13 keer hiervan. Die gebruik daarvan word geïllustreer deur die verhaal van Lot wat vir Sodom gebid het, waar God toe vir Lot sê, kyk, ek het jou ook aangaande hierdie saak aanvaar, en het gebid in Genesis 19 vers 21, dat die Here die las en die sonde en die oordeel wat oor Sodom uitgespreek is, dat God daai las sal optel, sal wegvat en verwyder en die stad nie sal tref nie. Naga. In die Bybel vind ons sowat 50 gedeeltes waar vergewing of vergewe die vertaling van naga is. En in elke geval impliseer dit dat die sonde weggeneem is, soos geïllustreer in Hosea 14 vers 2. As hy sê, neem alle ongeregtigheid weg. Naga, tel dit op en verlig die sondaar van die las. Naga beteken vergifnis of sonde wegneem, slegs omdat dit impliseer dat 'n versoening daarvoor gemaak is. God kan die las nie optel as daar nie 'n versoening bewerk is nie.
Die Levitiese wet het bepaal dat as 'n man die wet oortree, dan sal hy sy ongeregtigheid dra. Die las sal op hom wees. Levitikus 5 vers 17. Maar elke man wat teen God gesondig het, sal soos Kaïn nadat sy broer doodgemaak is voel. Omdat hy sê my straf is groter as wat ek kan dra. Naga, die sonde en die gevolge daarvan in Genesis 4 vers 13. Met ander woorde, die las van wat gepleeg is so swaar dat ek dit nie kan dra nie, en net vergifnis kan hierdie las optel. In die Levitiese wet word geleer dat die priester versoening doen vir die volk deur die sondoffer in die heiligdom te eet en op hierdie manier die ongeregtigheid van die volk te dra. Hy die las afhaal en dit dan dra. Levitikus 10 vers 17. Profeties word van Christus gesê in Jesaja 53 vers 12 dat hy die sonde van baie naga het, gedra het. Hy die las van die sonde gevat. Wanneer die idee vergifnis deur naga uitgedruk word, dan interpreteer hierdie drie basiese betekenisse van hierdie Hebreëse woord op 'n uitgeldige manier, verskoon, as aspek van die leer van vergifnis. So, die uitdelging wat die leerstelling van vergifnis is. Verskoon, ek het nou hier verkeerd gelees, ek vra verskoning. So met ander woorde, as ons praat van vergifnis, dui hierdie woord op die uitdelging as die basiese leerstelling van vergifnis. Die las word weggevat en dit word klaargemaak. Dit word afgehandel. Naga staan vir die oplig van die las van sonde. Christus dra dus die las en op hierdie manier word dit weggeneem. Die loon van die sonde bly die dood. Ek word vrygespreek en vergewe. Die las en die skuld van sonde word van my afgehaal. Dit word op Christus geplaas. Hy dra die skuld van my sonde. My las is afgehaal. Hy dra die skuld. En hy bied vir my, 2 Korintiërs 5 vers 17, sy lewe van onskuld aan. Ons kom by die derde en by die laaste woord. Die woord salag. Nou salag en sy afgeleide woorde verskyn ongeveer 50 keer in die Bybel. Hierdie stam word 33 keer vertaal as vergewe, 2 keer as vergifnis, 1 keer as spaar en 14 keer as kwytskelde. Om te vergewe, om vergifnis te bied, om die sonde, die straf van sonde te spaar en die persoon kwyt te skel is die woord salag. Oor die betekenis word die volgende gesê. Die primêre idee blyk die van ligtheid of die opheffing van iets te mag wees. Dit is opgemerk dat op elke plek waar salag gebruik word, dit goddelike vergifnis uitdruk wat aan die sondaar verleen word. Geen ander idee kan daaraan toegereken nie. So, wanneer die woord salag gebruik word vir vergifnis, het dit nie mens tot mens vergifnis nie. Dis net met betrekking tot God se vergifnis. In geen geval is die woord gebruik vir menslike vergifnis tussen mense nie. Die volgende 2 gedeeltes illustreer die gebruik van die woord salag.
En Eksodus 34 vers 9 sê en hy het gesê, as ek dan genade in die oë gevind het, o Here, laat my Here dan tog onder ons trek, want dit is 'n hardnekkige volk en vergeef Salag ons oortreding en ons sondes en neem ons as 'n erfdeel aan. So die Here sê, Moses sê vir die Here, kom wandel tussen ons, gee vir ons genade, want hierdie volk verdien om gestraf te word. Maar U is die God wat vergewe en ons ongeregtigheid en ons sondes wegvat. U is die een wat ons losmaak hiervan. 1 Konings 8 vers 30. En luister na die smeking van U dienaar en van U volk Israel. Wanneer hulle na hierdie plek toe bid, die volk wat nou sê, die koning, as hulle weggevoer is, of as hulle in ander plekke in Israel is, en hulle bid in die rigting van Jerusalem, luister na die smeking van U volk, as hulle in Jerusalem se rigting bid, en hoor in die hemel, U woonplek, wanneer U hoor Salag, vergewe. Dis God wat vergeef. Daar's 'n opmerking dat Salag gegee word aan diegene wat tot God draai, wat hulle smeking tot hom rig, of wat die waarheid soek. Aan die een wie se hart van die Here afwyk, word gesê, die Here sal hom nie Salag, sal hom nie spaar nie, sal hom nie vergewe nie. Deuteronomium 29 vers 20. Die volle gebruik en toepassing van Salag word ten slotte dan so opgesom. Dit blyk oor die algemeen dat die proses waardeur hierdie woord Salag verteenwoordig word, die goddelike herstel van 'n oortreding van die oortreder in guns bring. So aan die ander woorde, dis die goddelike herstel wat die oortreder van onder die straf in die guns van God bring. Het sy deur sy eie berou of deur die voorbidding van 'n ander, dat hy hom tot die Here kan bekeer, waar hy hom tot God kan draai en God sy sondes kan vergewe. Alhoewel dit nie identies is met versoening nie, is die twee baie naby aan verwant. Trouwens, ek sluit af. Die bedekking van die sondes en die vergifnis van die sondaar kan slegs verstaan word as twee aspekte van een waarheid. Die bedekking van sonde en die vergifnis van die sonde, twee aspekte van een waarheid saamvoeg. Want beide het hulle voluit gevind in God se voorsiening, deur die genade en die werk van Jesus Christus aan die kruis. Ons gaan hier staak met 'n basiese definisie. 3 gebruike van die woord in die Ou Testament. En ons sal dalk miskien weer kom by sekere Nuwe Testamentiese woorde en so 'n bietjie meer duidelikheid bring oor vergifnis in die Nuwe Testament, waar ons wil so 'n bietjie stil staan oor wat vergifnis beteken en ook dan op 'n stadium stil staan by leuns oor vergifnis. Dat vergifnis nie beteken dat jy sonde goed praat of dat jy die persoon kwytskel en hy nie die gevolge van sy sonde moet dra nie. Maar dit vir 'n volgende keer. Die Here help vir u, die Here dra vir u deur.